Sonder U is ons verlore, sonder U is ons verdwaal. Wie is die vuur wat brand hier binne? In U waarheid is ons vry. Kom met krag en kom met redding, openbaar U koninkryk. U alleen versit die werke, U alleen herstel ons land. U is ons hoop en U is ons redding, in U naam sal ons bly staan. Deur U bloed en U genade staan ons heilig, staan ons rein. Van U liefdevolle Vader kom die woord wat helder skyn. U alleen versit die werke, U alleen herstel ons land. U is ons hoop en U is ons redding, in U naam sal ons bly staan. U alleen versit die werke, U alleen herstel ons land. U is ons hoop en U is ons redding, in U naam sal ons bly staan. Ons glo, ons God is magtig, en ons glo, ons God is hier. Koning Jesus, Hy sal terugkom, en sy naam sal ewig staan. Prys die Koning, U is magtig. Prys die Koning, U is hier. Koning Jesus, U sal terugkom, en U naam sal ewig staan. U alleen versit die werke, U alleen herstel ons land. U is ons hoop en U is ons redding, in U naam sal ons bly staan. In U naam sal ons bly staan. Een bietjie veel agtergekom het nie. Jy nou baie skerp was en agtergekom met die 4-5 dienste wat ons sover nou al gehad het, en ons al in die begin van die Bybel begin, en ons het nou bietjie by die groot momente al deurgestaan. Ek gaan ons so 'n bietjie aanhou, so dwars deur die Bybel werk. Ons werk om in 'n kronologiese tyd. So kronologies begin, dit beteken jy begin by een punt en dan werk ons na 'n ander punt toe. So hier is agterkom, ons by Job al stil gestaan. Job is nie, alhoewel die helfte van die Bybel voorkom, is dit 'n baie ou boek, selfs ouer as Moses. So dis kom ons hom nou gebruik het. Nou vandag wil ek bietjie stil staan by Eksodus 12. Nou julle ken hierdie gedeelte so goed, die 10 plaae. Ek wil graag bietjie stil staan by die laaste plaag. Eksodus 12, ek lees vir ons vanaf vers 1. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê: Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: Op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal. Nou wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, van die skape of van die bokke kan julle dit neem.
En julle moet dit in die bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En julle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel van aan die huise waarin hulle dit eet. En julle moet die vleis in dieselfde nag eet oor die vuur gebraai, saam met ongesierde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in die water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en die pootjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre toe oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet, 'n Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes Egipte land tref, van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek verby julle beweeg. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees en julle moet dit as 'n fees tot die eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. 7 dae lank moet julle ongesierde brood eet, alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder, want elkeen wat gesierde brood eet, van die eerste dag af tot die 7de toe, die siel moet uit Israel uitgeroei word. En op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms wees. Ook op die 7de dag moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Daar mag geen werk op die dag gedoen word nie. Net wat deur elkeen geëet moet word, dit alleen mag deur julle berei word. Onderhou dan die ongesierde brode, want op daar dieselfde dag het ek julle leers uit Egipte land uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige insetting hou. In die eerste maand, op die 14de van die maand, in die aand moet julle ongesierde brood eet tot op die 21ste dag van die maand in die aand. 7 dae lank moet daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie. Want elkeen wat iets met suurdeeg in die siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word, of hy 'n vreemdeling is of 'n kind van die land. Julle mag niks eet met suurdeeg nie. In al julle woonplekke moet julle ongesierde brode eet. Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep en dan hulle gesê: gaan haal vir julle kleinvee vir julle families en slag die Pasga. En neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed in die skottel is en stryk dit aan die bodrempel en in 2 deurposte van die bloed wat in die skottel is, maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien aan die bodrempel en aan die 2 deurposte sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise te gaan om te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. En as julle in die land kom wat die Here aan julle sal gee soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En as julle kinders julle vra, wat beteken die diensdag? Dan moet julle vir hulle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe die Egiptenaars getref, maar ons huise gered het, toe die volk in aanbidding neerbuig, en die kinders van Israel het gegaan en dit gedoen, soos die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle gedoen. Net tot sover. Julle hoor die opdrag, die ongestuurde brode en die bloed. Verlede jaar, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek onthou dit nog so goed, dit was so oor 'n naweek gewees, het ons krag donderdag afgeskop. Natuurlik toe die krag afskop, beskrik ek myself mors dood en dadelik spring ek op en ek hol na die kragboks toe, want ek is seker nou weer vergeet om krag op te sit. Hierdie keer is dit nie my skuld nie. Daar's die ou liggie op daai kragboks wat weer brand nie. So plan B. So kom ons gryp die foon, want dan moet dit mos nou loadshedding wees. Dan vat ek hy foon, dan kyk ek daar, dan kyk ek vir Eskom, dan sê ek, nee, dis ook die Eskom se skuld nie, glo my, ek is net so verbaas soos julle. Dat Eskom werk, wat vertel jy my nou? Dan plan C, dan moet dit seker nou wees dat die munisipaliteit, ek het hom gehad, hy altyd my tong so knoop, hy noem dit die munisipaliteit.
Hulle het seker nou weer met hulle bome sny, of hulle is besig met die kragboks iewers, so ons moet net so 'n bietjie geduldig wees, die krag behoort daarom nou aan te gaan. Later, toe raak dit nou donker, en toe het ons nou gaan slaap, en die volgende dag is die krag nog steeds af. Nou begin ons nou wonder, is dit nou net ons, of is dit nou almal se? Gelukkig sien ons dat nie net ons krag af is nie, maar die hele blok se krag is af. So gelukkig is dit net ons nie. Saterdag is die krag nog af. Nou begin ons al dink aan Saterdag, is nou al 2 dae aan vleis, sout en die fone is pap en daar is nie warm water nie. Saterdag het dit begin reën ook, en ek onthou nog, jy weet, as dit reën, dan die ouens definitief nie baie lus om te werk buite in die reën as dit reën nie. Weet julle, 'n mens begin wonder. Het hulle dalk van ons blok vergeet? Het die tegniese ouens nie dalk so 'n bietjie probeer en dit werk wat hulle nie doen nie, en dan op 'n ander side besig geraak en van ons vergeet? Die blok oorkant ons het krag. Die blok oorkant die pad se liggies brand. Ons is af. Ons sit in pikdonkerte vir 3 dae. Dalk het hulle die boks reggemaak, maar niemand het onthou om die knoppie aan te sit nie. Dalk moet ek hulle net bel en vir hulle herinner asseblief, sit net die knoppie aan, die krag is nog af. Het julle al ooit so gevoel? Hulle het nou van ons vergeet. Jy is per ongeluk oorgeslaan. Dalk is daar 'n partytjie wat in die gang is, en jy is nie genooi nie. Ek lag so, 'n oupa kom eendag daar by die huis, en die kinders vra vir oupa, nou waar is ouma? Ouma's nog met checkers, ek gaan nou gaan haal, ek het ouma vergeet met checkers. Maar dis iets wat ons almal ken. Dis wanneer die rugbyspanne gekies word, of die netbalspanne op die skool gekies word, en jy het nou nie die span gemaak nie. Dalk is dit op sosiale media. Almal is so besig, en jy is besig om uit te mis. Almal se lewens lyk so interessant, lekker vakansies, interessante kosie, lekker koffiewinkels wat hulle besoek, en jy sit maar by die huis. Of wanneer jy in Pick n Pay se ry staan, nie vreeslik besig die dag nie, maar vir een of ander rede, die ou wat voorwerk het nie baie lus om te werk, nie op 'n stadium, dan staan sy op, dan moet daar nou 'n sakkie eie gescan word, en dan voel jy, wonder jy op 'n stadium, as hy nie al huis toe is, die Here weet ons nou, weet, as hy nou terugkom, en dan lyk ons almal, gaan ons na die eie scan. Nie vreeslik haastig nie. Ek het iemand hierdie week gehad, dat my kom sien het, wat presies hierdie woorde gebruik het. Het God nie dalk van my vergeet? Want die ou links van my word geseën, en die ou regs van my het dit lekker breed, maar vir een of ander rede kom ek net nie reg in die lewe. Ek's in die grond, ek bid en ek lees my Bybel, maar niks verander. Ek dink God het van my vergeet. Maar die waarheid is, dis onmoontlik. Julle sien hier in Eksodus 12, het ons te doen met 'n groep wat genoem word die Israeliete. Partymal word hulle die Hebreërs genoem, dit gaan oor die taal wat hulle praat, en die ander kere word hulle Jode genoem, dit gaan oor die geloof wat hulle gehad het. Maar die Israeliete kom uit die nageslag uit van Abraham. Abraham was 'n man van God gewees. God het vir Abraham beloof dat hy 'n groot nageslag gaan hê, so baie soos die sterre in die lig. God sê vir Abraham, dat die sterre, dan gaan jy weet hoeveel mense daar gaan wees. Hoe groot jou nageslag gaan wees. Hulle gaan 'n groot nasie wees. En verder het God ook beloof dat hulle so geseënd gaan wees, dat ander deur hulle geseën sal wees. Hy het beloof om vir hulle 'n land te gee, en hierdie land word genoem die beloofde land. Toe het God aan Abraham 'n verbond gesluit. Dit beteken God het hom verbind aan Abraham met 'n belofte. Hierdie belofte was oorgedra aan Isak en later oorgedra aan Jakob. En as gevolg van 'n groot droogte in die land, het God vir Jakob en sy familie na Egipte gebring om sy mense so te red as gevolg van die droogte. Na al die pad, die hele pad, is daai belofte vas. 'n Groot nasie, 'n land van hulle eie en baie seëninge. Nou hier in Egipte het hulle 'n groot nasie geword. So baie soos die sterre in die lig. Soveel soos as julle verlede week gehoor het dat die farao later bekommerd geraak het omdat hy reken hulle ruk nou heeltemal hande uit, hulle word te groot en hulle word 'n bedreiging vir die Egiptenare. En die farao het 'n plan mos gemaak om die klein seentjies ons dood te maak.
Nou ongelukkig was hulle slawe in Egipte vir 400 jaar. Vir 400 jaar het hulle hier gebly. Op die einde van die 400 jaar het hulle so baie geraak, van die geleerdes bereken, ongeveer as hulle moet skat, dat er omtrent 1 miljoen Israeliete was. 1 miljoen. So dit het presies gebeur soos God gesê het. Nou dink gaan by jouself, 400 jaar. Hoeveel keer het hierdie ouens nie gewonder of God hulle vergeet het? 400 jaar. Hulle is slawe, hulle word in Egipte onderdruk, hulle het nie veel nie, eintlik maar net van mekaar, en nou is God stil. So dis omtrent vanaf Jan van die Week in die Kaap gekom het. Dis nou wanneer die slawerny begin het. En die slawerny is nou dwars deur die geskiedenis tot waar ons vandag is, en ons staan nou eers op die einde daarvan. Van Jan van die Week. Hele tyd slawe, brandharing, moeilike omstandighede. Ek dink, hulle het waarskynlik aan 'n punt in hulle lewe bereik waar hulle eintlik eers mee beglo. Hulle het gereken God het heeltemal van ons vergeet, God het aanbeweeg, hy het vir hom ander volk gaan kies, God is besig met 'n ander volk uit ons gelos. God hoor niks, God sien niks, God het vergeet. 400 jaar. Maar hulle was heeltyd besig om meer en meer te word. God was besig om nog die hele tyd op die agtergrond te werk. God was besig daar. God was besig in die Sinai-woestyn om vir Moses te oortuig by daai brandende bos hoekom hy moet teruggaan om vir hulle te gaan sê hy het nie van hulle vergeet nie. Moses kry sy opdrag en daar gaan Moses en Aaron en hulle kom uiteindelik later by die volk aan. Nou in gedagte, hierdie ouens bid al vir 400 jaar dat God hulle moet red. Dat God hulle moet help, hulle kan nie meer nie. Eendag toe kom Moses uiteindelik daaraan en hy sê vir hulle, God het alles gehoor. Elke gebed, hy het elke traan gesien, hy het elke sweetdruppel gesien. God het alles gehoor, God het julle gebede beantwoord, God het julle hartseer raak gesien, die tyd het aangebreek, 400 jaar. Kan julle dink nee, daai greintjie hoop vrouens moes gehad het, hoe hulle harte oorspoel moes word. Hulle wat gekniel het en weer opgekyk het na die hemel met 'n stukkie hoop hier in hulle harte. Drome was lankal dood. Waag hulle om weer te droom. Hulle begin opkyk met trane in hulle oë want hulle hoor by Moses, maar God het nie vergeet nie. God het nie weggegooi nie. God gaan ons red. Een tannie sien ek so my gedagtes daar op die agtergrond vra. Maar waar is die weermag? Waar is die manne wat die Egiptenare gaan aanvat? Want al wat ons sien is 2 ou manne voor ons. Onthou, Moses omtrent al 80, die broer is kort met sy hake. 2 ou manne. Ons kan nie. Ons is te swak. Waar is die res van julle wat ons gaan kom help? Moses en Aaron sê vir hulle, nee, dis net ons. Genade, en hoe gaan dit werk? Ek ben hierdie ouens het 'n bepaalde prentjie in hulle gedagtes gehad dat wat moes gebeur het. Nou daag hier nou net 2 ou manne op. Hulle het 'n groot armee gesoek, dalk 'n Rambo of 2. Nou staan hier net 2 ou manne voor hulle. En dis dit. Om dinge nog erger te maak is Moses en Aaron is toe daar weg na die Farao toe om met die Farao te gaan praat. Hulle het gesê, Farao, die God van Israel het jou beveel dat jy die Israeliete moet los en dat hulle moet trek. Die Farao vra toe, maar wie's dit? Ons het baie gode in Egipte, ek ken nie daai ene nie. Ek dink, julle het te veel tyd op julle hande, julle dink aan gemors die hele tyd, julle probleem is julle is ver te lui, so ons gaan seker maak dat julle harder werk. Kyk, toe laai die Farao eers hulle werkslawe. Hy lig hulle mikpunte, en nou word hulle op strepe doodgemaak, want hulle kom nie by die mikpunte by nie. So het van die mense, toe Moses en Aaron teruggegaan het, toe sê die mense, Eksodus 5:21, hulle sê toe vir hulle, mag die Here julle raak sien en julle oordeel, omdat julle ons aanstootlik gemaak het in die oë van die Farao en sy amptenare, deur 'n swaard in hulle hand te plaas om ons dood te maak. Hoor wat sê hulle vir Moses, mag God jou oordeel, jy het droog gemaak. Nou Moses en Aaron daai momente self nie lekker seker. God, nou verstaan ek nie lekker.
Dis nie hoe ons gedink het hoe die dinge gaan loop nie. Ons het alles presies gedoen, soos U vir ons gesê het wat ons moet gedoen. Waar het ons aangejaag? God antwoord in Eksodus 6 vers 5. Daarom sê vir die Israeliete, ek is die Here, en ek sal julle uitlei weg van die dwangarbeid van Egipte. Ek sal julle verlos van die slawewerk, en ek sal julle loskoop met 'n uitgestrekte arm en met geweldige oordeele. In kort sê God, dieselfde krag wat Abraham beleef het, dieselfde krag wat Isak en Jakob beleef het, waar hulle vir God gesien het en God se krag te doen mee gehad het, sal hulle ook beleef. Hulle gaan ook sien. Maar die mooiste gedeelte vers 6. Ek gaan julle as my volk vir my neem en ek sal vir julle God wees. God sê vir hulle, ons behoort aan mekaar. Ons is saam in hierdie ding. Maak nie saak wat kom nie, ons is saam in hierdie ding. Jy gaan saam met my, ek gaan saam met jou. Ons is saam in hierdie ding. Is dit nie 'n ongelooflike belofte vir ons as Fynbos nie? Ek is saam met julle in hierdie ding. God is hier saam met ons. So is Moses en Aaron weer terug om na die Israeliete toe, om hulle te vertel wat God vir hulle gesê het. Hierdie keer hoor hulle nie 'n woord wat Moses sê. Moses het hulle een keer in die moeilikheid beland, dit gaan nie 'n tweede keer wees nie. Hierdie ouens is so teleurgestel dat hulle vir Moses en Aaron flat aan die knop. Hulle het nie na God se woorde geluister nie. Hulle wou nie God se beloftes hoor nie. Hulle het die groter prentjie verloor. Hulle drome is weer in 1000 stukkies. Hulle kan nie nog 'n teleurstelling hanteer nie. Hulle is in 'n gat, nooit uit 'n gat nie. My liewe Fynbos familie, dit maak nie saak hoe dit met jou gaan nie. Een ding wat jy nooit ooit mag verloor nie, is hoop. Hoop dat God my nie vergeet het nie. Hoop dat God nog besig is. Hoop God is nog al die pad op die agtergrond. Moet nooit hoop verloor nie. Hulle moes aan hoop vasgehou het. Jesaja 40 vers 31 sê, maar wie op die Here wag, hoop, herwin hulle krag. Jy sien, ons hoop is nie in omstandighede nie. Ons hoop is nie in daai R5 wat ek ingooi en ek hoop ek kry R1 miljoen terug. Ons hoop is in die Here. Ons hoop is in Jesus Christus wat sê ons is saam in hierdie ding. Ons behoort aan hom. Ons is verbind aan hom. Hy is 'n meer. Dis presies wat die volk daai dag moes gesê het. Kom ons hoop. Hierdie keer gaan God deurkom. Jy kan alles verloor. Moet nooit jou hoop in God verloor nie. Jy gaan nie teleurgestel wees nie. Moses en Aaron doen hulle absolute beste om die mense te oortuig, hulle moenie hulle hoop in God verloor nie. Later is hulle weer daar weg na die Farao toe. Julle ken die verhaal. Waar hulle gestraf word met 9 plaag. So kom die een plaag na die volgende plaag. En God wys duidelik dat hy nie gelyk is aan die Egiptiese gode nie. God wys 10 keer dat niemand sy gelyke is nie. Daar was 10 plaag. Die eerste ene was mos waar die Nylrivier in bloed verander is, en die tweede ene was mos die paddas. Nou die Franse is baie opgespring van opgewondenheid, die Egiptenare het gehol of al hulle wêreld. Hier wil ek net 'n voetnoot maak. Interessant is dat die Egiptenare kon die eerste 2 plaag naam. Daar staan daar dat hulle towenaars kon bloed in water verander en paddas maak. Baie interessant is. Nou, dis nie soos vandag se towenaars wat die ou vir jou sê, hier sien Salabim in, voila, kyk wat ek nou gedoen het en hy het jou eintlik gekil nie. Daai tyd het daai towenaars deur bose magte gewerk. So dit wys vir jou die duiwel is sterk, maar God is almagtig. Want hulle kon nie die eerste 2 namaak, hulle kon nie die ander 8 nie. Die ander 7 plaag was peste. Eers vleie oral. En die boerdery het oor die nag geval, toe sere en toe haal en toe sprinkane, daar was niks om te eet nie. Dit was kaal soos 'n woestyn
Een boerdery na die ander boerdery het geval na mekaar. Onthou, dis nie 'n woestyn nie, hulle is langs die Nylrivier. Dit lyk soos hier by ons. Dis grasgroen, daar was niks oor nie. Hier het die bose agtergebly. Hulle kon nie vir God namaak nie. Later bestuur God donkerte en selfs die towenaars erken dat hulle met 'n God te doen het wat hulle nie ken nie. Hulle het nog nooit beleef 'n God wat so sterk is nie. Aan die ander kant weet ek nie of julle dit weet nie. Die Israeliete is nooit getref deur hierdie plan nie. Hulle staan en kyk hoe die Egiptenare spartel en rondhul en hulle word nie getref nie. Later toe stuur God die 10de plaag. Nou hierdie ene was die grootte gewees. Dis nou waar jou eersgeborenes, met ander woorde die oudste kind van elke huisgesin doodgaan. Nou hier is eintlik 'n preek lekker op sy eie. Ek gaan nie te veel daaroor stil staan vandag nie, maar God stuur 'n vernietiger, 'n doodsengel. En hy beweeg van een huisgesin na 'n volgende huisgesin, na 'n volgende huisgesin en elke oudste kind gaan dood. Onthou, God is besig met 'n oorlog hier. Hy beklei vir sy volk. Hy was besig om daai kettinge wat die volk verbind het, besig om daai kettinge te breek. God was besig om die bose te vernietig wat hulle wou gebind het. God het geweet die Farao gaan oor en oor en oor nee sê. En daarom het hy iets gestuur waaroor die Farao nie kan stry nie, dat hy met 'n God te doen het wat beskik oor lewe en dood. So kry die Israeliete 'n opdrag. Onthou, van al 10 plaae is dit die eerste keer wat God vir hulle 'n opdrag gee. Dit kos geloof. Met die laaste plaag moet hulle iets doen. God sal hulle spaar as hulle hierdie geloofstap neem. Julle sien, geloof is nie net waar ek staan en almal sê, ek glo nie. Geloof moet ook gesien word. Hulle moes besef dat daar nie 'n oorlog in die gang is tussen Farao en Moses nie, of die Israeliete in Egipte nie, maar 'n geestelike oorlog. God is besig om te beklei teen die Egiptiese gode. En interessant is met die 10de plaag het God 'n ander God uitgehaal. Baie interessant. Die Egiptenare het nooit die stryd as 'n fisiese stryd beskou nie. Nou hoe dit gewerk het is, hulle het 'n God aanbid met die naam van Ra, wat 'n songod is. En hulle het geglo Farao is die seun van Ra. Dit beteken dat die Farao is ook 'n god. En omdat die Farao 'n god is en hy kry 'n seun, sy oudste seun, die kleinseun van Ra, is ook 'n god. Toe die oudste van die Farao doodgaan, het die Egiptenare gesien dat 'n god doodgaan. So God het eintlik 'n ander god volgens die Egiptenare uitgehaal. Die doodsengel het toe verby elke huis beweeg, waar daar bloed gesmeer was aan 'n deurkosyn, by die bloed van 'n lam. Hierdie geloofsdaad het die engel gesien as hy by daai voordeur kom en hy sien daai bloed, dat hierdie huisgesin hoop in God, hulle glo in God. En dan het die doodsengel verby beweeg. God se oordeel is verby daai huis. Die bloed aan die deurkosyn beteken dat hierdie huis gaan God se oordeel vryspring. Klink dit nie bekend nie? Daai aand, toe Jesus en die disippels hier by mekaar sit, om Pasga te vier. Hoor mooi, Pasga. Pasga, elke jaar het hulle Pasga gevier, daai jaar het hulle uitgetrek het uit Egipte. Ongesuurde brood en wyn. Hulle herdenk hulle verlossing uit Egipte. Jesus met die Pasga stel die nagmaal in. Bietjie anders as wat hulle gewoond was aan die brood wat Jesus vat en hy breek dit en hy sê vir hulle, kyk hierna, dis my liggaam wat vir julle gebreek gaan word. Jesus sê, vat die wyn, drink die wyn, dis my bloed wat gaan vloei. Jesus wys vir hulle dat hy die perfekte lam is. Hy gaan geslag word, sy bloed gaan vloei, sy bloed is eintlik aan hulle deurkosyn van hulle lewe gesmeer. En daardeur gaan hulle gered word. Net so gaan Jesus geslag word. Hy gaan doodgaan. Sy dood, sy bloed gaan vloei en God se oordeel gaan verby jou beweeg. Hy gaan doodgaan en al die sondes word vergewe. Skoon gewees, soos 'n wit laken uit die fabriek. Maar
jy het ook 'n werk. Net soos die Israeliete. Jy moet dit glo. Te glo dat Jesus vir jou gesterf het en opgestaan het. Jou geloof in Jesus wat vir jou het, maak dat God se oordeel verby jou beweeg. Liewe fyn Bosfamilie, dink gou volgende 'n bietjie hoor. Dink jy reg hier waar jy sit nou vandag? Jy wat gewas is in die bloed van Jesus, dat God jou ooit sal vergeet. Dat God op 'n stadium kom en sê, Anu, wat het van Anu geword? Of Pieter, Hannes, waar is Susan deesdae in die lewe? Eskom sal jou dalk vergeet. Die mislike kwaliteit kan jou dalk vergeet. Oupa kan vir ouma becheckers vergeet. Die tannie by Pick n Pay kan dalk nie terugkom nie, sy het vergeet om terug te kom. God sal jou nooit ooit vergeet. Jy was te duur. Jy's eenkant gesit. Jy's in God se oog. God sê, ek en jy is saam in hierdie ding. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat ons hier vanoggend by mekaar kom, en ons lees in hierdie gedeelte, daai pasga wat ingestel is. As ons dink aan daardie bloed, Here, aan die opdrag wat U vir hulle gegee het, en die geloofsdaad, die tree wat hulle gegee het, staan ons vandag hier met groot dankbaarheid, want ons verstaan iets van wat U vir ons gedoen het. Dankie dat U bereid was om U lewe vir ons te gee, en dat God se oordeel verby ons beweeg. Net soos daardie doodsengel verby daardie huis, waar hy die bloed aan die deurkosyn gesien het. Dankie dat daar vandag vir ons hoop is. Dankie dat ons nooit by 'n punt kan kom waar ons kan sê, ons het nie meer hoop nie, ons hoop nie meer nie. Here, al partykeer al voel dit vir ons, dalk soos die Israeliete waar is in daai 400 jaar se stilte is. Weet ons ten minste wanneer ons vandag hier uitstap by hierdie deur, dat God het ons nooit vergeet. U kan ons nie vergeet nie, U sal ons nooit vergeet nie. Daarom wees met ons elkeen, gee vir ons daai hoop en daai sekerheid en daai geloof, ook in hierdie nagmaal wat ons gebruik, dat U ons nie vergeet het nie. U gee vir ons 'n teken in ons hand wat ons kan gebruik, 'n sigbare teken om ons te verseker, U het nie vergeet nie. U kan nie vergeet nie. U leer vir ons dat U en ons saam in hierdie lewe, hierdie ding is. Dankie, Here, dat ons in onsself oorgelaat is nie. Dat ons in onsself behoort nie. Maar dat ons 'n God dien, U is ons God, Here. En daar is geen gelyk aan U nie. Dankie dat ons hierdie mag bid, in die almagtige en heilige en kragtige naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees. Amen.